Goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ons is hier omdat God self ons bymekaar geroep het. Ons is nie mense wat alles verstaan nie. Nie mense wat altyd sterk is nie. En dis ook nie hoekom God ons roep nie. God nooi ons hierheen, trek ons nader, omdat hy na ons verlang. Omdat hy ons lief het, en omdat God wil hê, ons naby aan hom moet wees. Vandag is toevallig ook bedag vir trauma en verlies. En so bring ons vandag ons harte voor God. Ons vreugde en ons seer, ons hoop en ons verlies. Dis die eerste dag van lydenstyd, so dis baie gepas dat ons die tema van verlies ook daarmee kan verbind. En daar's ook 'n baie spesifieke verlies wat ons vandag saam met ons dra. Mariette Miller is 2 weke terug oorlede. Daai Sondag moes sy die projektor vir ons beman het. En sy is die Saterdagnag oorlede. En ons gaan na die erediens ook tyd spandeer om herinneringe van Mariette met mekaar te deel, om haar lewe te vier. En ek verwelkom ook vandag in besonder vir Erika en ook van Mariette se ooms en tannies en vriende wat ook vandag hier is. En ons wil net vir julle laat weet, julle is baie welkom hier vandag. En ons hoop dat die Here self vandag vir julle sal troos en voel julle tuis. Hierdie is vandag julle huis en hierdie mense is vandag julle familie. Kom ons nader tot God met 'n lied. En ons kan dit sommer bly sit as ons dit sing. Nader my God by U, nog naderby. Kom ons sing dit saam.
ons Christuskaars aan en ons gebruik is dat een van die kinders dit vir ons aansteek. Ek wonder wie vir ons dit vandag gaan doen. Daniel, ek dink dit is omtrent jou beurt weer. Huh? Okay, no worries. Dankie Daniel. Die lig skyn in die donker en hierdie kers herinner ons vanoggend dat geen duisternis die lig ooit kan uitdoof nie. Genade en vrede vir jou van die drie enige God. God wat op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees. Jesus Christus wat as lig mens geword het, onder ons kom woon het. En daai lig was die lewe self, die lewe waaruit ons elke dag bid. En van die Heilige Gees wat in elkeen van ons harte en ons verstand woon, om ons ook van binne af te verlig. Kom ons sing 'n loflied aan hierdie God, en ons doen dit vanoggend met hierdie pragtige lied, Meekness and Majesty. Ons kan hierdie keer staan as ons dit saam sing. Sit gerus weer, dankie. Ek hoop nie ek veroorsaak vandag 'n opstand nie, maar ek het gedink dit is beter om net 2 kersse aan te steek op 'n Sondag in plaas van 3. So skryf asseblief die klagbriewe vir my per e-mail, en dan sal ek kyk hoeveel daar is en besluit of ek 'n fout gemaak het. Maar ek dink ons kan die vredeskers is ook ons voorbiddingskers. Is ook wat altyd die pandemiekers was. Ek dink vrede staan vir heling, dit staan vir heelheid,
peace is wholeness and healing. And so when we light this peace candle, it's a reminder that we are family, and that family make whole, that families repair, that families care for each other, pray for each other, look after each other. And so this is our prayer this morning. En Emje wil dit graag vir ons aansteek vanoggend. Sy. Amen. Baie dankie, Emje. En vanoggend, as ons dit aansteek, natuurlik al Mariet, se vriende en familie. Ons dink vanoggend op 'n besondere manier aan elkeen van julle. All Mariet's family and friends who are here today. And then Johan Gerber wat 'n terugslag beleef het na sy rugoperasie. Hy is in die intensiewe sorgeenheid by N1 Stad. Ek was vroeër hierdie week by hom en dit lyk asof hy nog 'n rukkie daar gaan wees. So bid asseblief vir hom en as jy dalk jou weg oop sien om by hom besoek af te lê die volgende week, stuur asseblief vir my 'n boodskap. Ek dink hy sal dit baie waardeer. En ja, ek dink dit is wat ek op die oomblik kan onthou. Ja, vrede is iets wat ons met mekaar kan deel. Ons gaan later ook meer daaroor hoor in ons Bybelvers wat ons vanoggend gaan lees en die herdenking of die oordenking wat ons gaan deel met mekaar. So in ons gemeente, in this congregation, we do it warmly and heartily. So get up, turn to each other. You're free to roam around, introduce yourself, and let's share with each other the peace of Christ. Kom ons deel met mekaar die vrede van Christus.
Kan al die kinders asseblief na my toe kom? Please come forward, all the children. Anybody here who cannot understand Afrikaans? I've got an English translation of the sermon. Anybody else who needs one? Here we go. And anybody who can understand Afrikaans who also took an English translation, feel free to share it with someone who looks confused. Lekker om julle te sien vanoggend. Welkom. Who was here at church last week? Een of twee van julle? Nou, ek het die diens begin. I started the sermon with a story about a rabbi, a teacher, and his students. And the students asked the rabbi, why does the Bible say that we should keep its words on our heart? Why does it not say we should keep the words in the heart? Who took my little dingetjie? Okay, wag, ek gaan Okay, so here's the heart. Nee? Die teks die storie die ouens het vir die meester gevra, hoekom sê die teks, die Bybel, ons moet die woorde van die Bybel op ons hart sit? Hoekom sê dit nie, ons moet die woorde in ons harte hou nie? Dit maak tog meer sin dat dit in ons harte moet wees, nee? Don't you think? And do you know what the rabbi said? Wie het geluister? Ja, Daniel? Wat het hy gesê? Dit moet op jou hart bly. Okay, hoekom? Ja? Dan gaan jy dit dalk meer onthou, ja, miskien, ja. Hy het gesê, julle kan dit eintlik nie in julle harte sit nie, want julle harte is toe. Julle harte is toe. Maar eendag, as jy dit bo op jou hart hou, eendag gaan jou hart breek. En wanneer jou hart dan breek, as jy die woorde bo jou hart gehou het, if you kept the words on your heart, then on the day that your heart breaks, the words will fall in. Nee? Is dit nie 'n mooi storie nie? So ek het gesê, en ek herinner ons weer vanoggend, want ons onthou nie so goed nie, ons moet die woorde, of wanneer ons kerk toe kom, when we come to church every Sunday, and we read the Bible, when we sing the songs, what we are doing is we are putting the words on our heart. Ons onthou die woorde, ons oefen om die woorde op ons harte te hou, sodat die dag wat ons harte breek, een dag, wanneer ons reg is om regtig daai woorde te ontvang, gaan dit in ons harte inval. En dan gaan ons weet wat dit beteken. Dan gaan ons dit kan ontvang. Daar is die hartjie. Kan julle sien? So, ek het bietjie gewonder, wat dink julle beteken dit, wanneer breek 'n mens se hart? Ja, maar net? As jy hartseer is, ja. As jy iets verloor het, byvoorbeeld, nee? Ja. Miskien as jy kwaad is, ja. Miskien as jy 'n liefdesteleurstelling het. Ja, as jy met 'n vriend gehad het en julle verhouding het nie uitgewerk nie. Nee, dan breek jou hart, ja. Of jy is miskien jealous, ja. Of miskien is jy bang. Ja. En dis verskillende ervarings wat ons eintlik glad nie van hou nie, nee. Ons hou nie van daai belewennisse nie. Niemand wil hê hulle harte moet breek nie. Maar wat die storie eintlik vir ons sê is dat wanneer ons harte breek, baie keer breek ons harte oop sodat ons iets kan ontvang. Iets van God af. Miskien kan ons iets van ons vriende ook beter verstaan, ja? Ja, ek dink jy's reg. Ek dink dit gebeur nie letterlik nie, nee. Ja.
Dis 'n sê ding, presies. Nou sê dinge gebruik ons om iets te verstaan wat moeilik is om te verstaan, nê. Nee. So daar jy's baie skerp. So een van die redes wat een van die goedjies wat ek aan gedink het is wanneer 'n mens se hart breek baie keer, dan verstaan jy miskien iemand anderste wat ook hartseer is 'n bietjie beter, nê. Nee. So dan besef jy baie keer, ek het altyd gewonder hoekom is hierdie maatjie so weird. En vandag toe my hart gebreek het en ek ontvang iets van God af, ek verstaan dalk die Bybel 'n bietjie beter. Nou verstaan ek daai maatjie 'n bietjie beter en dit is vir my ek kan daai maatjie bietjie beter lief hê as wat ek voorheen kon. Ek dink dit is iets van wat dit beteken. Ja, Jana? Ja. So sy's baie stil. Ja, dit is pragtig, Jana. So sy stil en as jy dan by haar is, dan is jy ook net 'n bietjie stil. Dis seker vir jou baie moeilik. Ja, maar jy doen dit omdat jy vir haar lief is, nee. Ja. Dankie dat julle so mooi saam met my gesels het. Julle gaan nou 'n bietjie verder daaroor dink by Kinderkasteel. Voordat julle gaan, kan ek vir julle bid. Okay. Lord, thank you for these beautiful children. Baie dankie vir hierdie pragtige kinders, elkeen van hulle. Dankie vir wat ons ook by hulle leer en van hulle af ontvang. En ons bid dat u hulle ook nou sal seën as hulle Kinderkasteel toe gaan, dat u woord in hulle harte mag groei. Amen. Okay, sien julle bietjie later. Bye-bye, Jana, you can go to Kinderkasteel now. Bid asseblief saam met my. Here, kom nou, stuur u Gees, help ons om u woorde op ons harte te hou, op ons harte te bewaar, en as dit u wil is, om vandag of later, wanneer ons gereed is, by ons te land. May your words become like seeds in our lives that take root, that grow, and that bear fruit. Amen. So, ons is vandag by die 5de Sondag in ons preekreeks. We're busy with a series of sermons about seeking the kingdom. Soek eers is die reeks se naam. En ons het met tekste uit die Matteus Evangelie gewerk hoofsaaklik, maar ook met die priesterlike seën. Wat baie van julle ook goed ken. Ons het deur hierdie priesterlike seën gestap. Die seën wat sê, wanneer God ons seën, beskerm God ons. God blesses us to keep us safe. Wanneer God ons seën, ontvang ons God se genade. God's blessing is God's grace. En wanneer ons vandag uit die Bybel uitlees, werk ons met hierdie derde frase in die seëngebed wat sê, mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. May God lift his shining face upon you and give you peace. So ons dink nou oor vrede, shalom, heelheid. En ek wil hê ons moet nou baie mooi luister na die teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees. En dit is weer eens uit die Matteus Evangelie. En dis hoofsaaklik Matteus 10, maar ek gaan 'n bietjie vroeër begin by die laaste vers van
van hoofstuk 9 en dan 'n bietjie rondspring in hoofstuk 10. En ek gaan dit vir ons in 2 vertalings lees. Toe Jesus die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder 'n herder. Jesus het toe sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag oor onrein geeste gegee om hulle te kan uitdryf en om elke siekte en elke kwaal gesond te kan maak. Jesus het die 12 uitgestuur nadat hy hulle die volgende opdragte gegee het. Moet julle nie begewe op 'n pad na die heidene en moenie in 'n Samaritaanse dorp ingaan nie. Maar gaan eerder na die verlore skape van die huis van Israel. Gaan verkondig die volgende: die koninkryk van die hemele is op hande. Maak die siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf demone uit. Julle het dit verniet gekry. Verniet moet julle dit uitdeel. Moenie goue of silwer of kopermunte in julle gordel saamneem nie. Nie 'n reisak vir die pad nie, ook nie die 2 kledingstukke of sandale of 'n wandelstok nie. Want die arbeider is sy kos werd. Watter stad of dorp julle ook al binne gaan, vind uit wie daarin waardig is en bly daar, totdat hulle vertrek. En wanneer julle die huis binne gaan, groet die huismense. En as hulle dit waardig is, skenk julle vrede aan hulle. Maar as hulle dit nie waardig is nie, laat julle vrede en julle terugkeer. En wie ook al julle nie verwelkom en na julle woorde nie luister nie, gaan weg uit daardie huis of stad en skud die stof van julle voete af. En dan gaan ek dit ook uit die Message vertaling lees, wat meer van 'n parafrase eintlik van die teks is. When Jesus looked out over the crowds, his heart broke. So confused and aimless they were, like sheep with no shepherd. Jesus called 12 of his followers and sent them into the ripe fields. He gave them power to kick out the evil spirits and to tenderly care for the bruised and hurt lives. Jesus sent his 12 harvest hands out with this charge. Don't begin by traveling to some far-off place to convert unbelievers. And don't try to be dramatic by tackling some public enemy. Go to the lost, confused people right here in the neighborhood. Tell them that the kingdom is here. Bring health to the sick. Raise the dead. Touch the untouchables. Kick out the demons. You have been treated generously, so live generously. Don't think you have to put on a fundraising campaign before you start. You don't need a lot of equipment. You are the equipment, and all you need to keep that going is 3 meals a day. So travel light. When you enter a town or village, don't insist on staying in a luxury inn. Get a modest place with some modest people and be content there until you leave. When you knock on a door, be courteous in your greeting. If they welcome you, be gentle in your conversation. If they don't welcome you, quietly withdraw. Don't make a scene. Shrug your shoulders and be on your way. Tot sover. Ek dink dit is belangrik en daarom het ek daai laaste gedeelte van hoofstuk 9 ook ingesluit dat die storie eintlik begin met Jesus wat die skare sien en hulle innig jammer kry. En die Griekse woord is splanchnizomai. Dit is 'n groot woord, maar baie lekker om te sê, splanchnizomai. En dit beteken letterlik dat sy ingewande gedraai het van medelee.
So dis nie 'n koue waarneming wat Jesus van 'n afstand af maak nie. Hy sien mense wat hartseer is, moeg is, wat verlore is, soos skape sonder 'n herder, en soos die Message vertaling gesê het, dit breek sy hart, dit roer hom, dit gryp hom aan. En hy reageer daarop deur die 12 disippels nader te trek en hulle uit te stuur, sonder geld, sonder 'n reissak, sonder ekstra klere, sonder skoene. Hulle gaan met amper niks in hulle hande nie. En tog sê Jesus vir hulle, het hulle iets kosbaars om uit te deel. Genees siekes, wek dooies op, reinig melaatses, dryf demone uit. Met die sleutelwoord, julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet weg. Verniet, gratis, geen voorwaardes nie. En wat hulle het om te gee, het hulle nie verdien of gekoop nie. Dis 'n geskenk wat deur hulle vloei. Dis nie 'n produk wat hulle verkoop nie. En ek dink dit sê al klaar vir ons iets baie belangriks oor vrede. As hulle in die huise ingaan, moet hulle die mense vriendelik groet en as die huis waardig is, laat julle vrede daarop rus. En ek dink vrede hier is vloei. Dis die vloei van seën, van genade. Ons het verlede week gepraat, of 'n paar weke terug, van 'n ekosisteem van seën. Iets wat die disippels saamdra, wat hulle kan gee, wat op 'n huis kan rus. Nou hier wil ek graag stil staan en 'n ander verhaal byvoeg. Dit is 'n verhaal uit die boeddhistiese tradisie. En ek dink dit help ons om iets in die Matteus teks raak te sien wat ons maklik kan miskyk. Daar was 'n vrou en haar naam was Kisa Gotami. Sy het van kleins af swaar kry geken. Sy was arm en op die rand van die samelewing. Maar sy het getrou en toe het sy 'n seentjie gekry. En toe die seentjie gebore is, het haar lewe verander. Hy was haar wêreld. Hy was haar alles. Hy was haar vreugde. Maar toe, op 'n dag, het die seentjie gesterf. Kisa Gotami kon dit nie aanvaar nie. Sy het die klein lyfie in haar arms geneem en deur die dorp gestruikel. Vir medisyne gevra om hom mee te kan wakker maak. En van die dorpsmense het haar jammer gekry en ander weer het gedink sy's van haar sinne beroof. Maar niemand kon haar help nie. Uiteindelik het iemand haar na die Boeddha gestuur. En sy het voor hom neergeval en gesmeek. Gee my asseblief medisyne vir my kind. Hy het haar met groot deernis aangekyk en gesê, ek kan jou help. Maar eers moet jy vir my 'n handvol mosterdsaadjies bring. Uit 'n huis waar nog geen persoon gesterf het nie. Mosterdsaad was so algemeen soos sout. Elke huis het dit gehad en so het sy hoop gekry en sy dadelik vertrek. Maar die eerste huis verwelkom hulle haar en bied hulle saad gewilliglik aan haar aan. Maar toe sy vra, het iemand in hierdie huis al gesterf? Het hulle stil geword. Ja, sê hulle. Verlede jaar. Ons vader. Sy gaan toe aan na die volgende huis toe. 'n dogter. En by die volgende 'n man. By die volgende 'n kind, net soos haar. Sy het van deur tot deur gegaan totdat sy deur die hele dorp was. En by elke huis het sy dieselfde verhaal gevind. Hartseer wat ingevou is in die gewone lewe van elke huis. Langs die kookpotte en die mosterdsaad.
Die lewendes is min, het hulle vir haar gesê, maar die dooies is baie. Sy het met leë hande na die Boeddha toe teruggekeer. Maar iets in haar het geskuif. Sy het uitgegaan op soek na 'n uitsondering, 'n huis waar geen lyding ooit beleef was nie. En sy het in plaas daarvan ontdek dat sy nie alleen is nie. Haar hartseer, wat soos 'n skeidsmuur eintlik tussen haar en die wêreld gestaan het 'n deur geword. Sy het haar seun begrawe en sy het gaan sit om te luister. Wat my tref in hierdie verhaal is die wysheid daarvan. Dat jy nie genesing kan uitvoer, dat jy nie ander kan genees vanuit 'n plek waar jy dink jy bo lyding staan nie. Kisa Gotami word nie genees deur 'n kuur of deur 'n wonderwerk nie. Sy word heel deur die ontdekking dat sy deel is van 'n mensdom wat almal gebroken is. En die reis self, van huis tot huis, is wat haar uiteindelik verander het. En ek wil ons nou weer uitnooi om terug te keer na die Matteus 10 teks toe. Want die disippels word ook van huis tot huis gestuur. Hulle gaan ook gewone huise binne, waar lyding 'n deel van die alledaagse lewe is. Die Kisa Gotami storie het my laat wonder oor wat die disippels als op hulle sendingsreis geleer het. Het iets ook in hulle geskuif? Het hulle ook Jesus se diep medelee vir die mense beleef? En hoe het dit hulle verander? Het hulle ook soos Kisa Gotami ontdek dat hulle nie buite die gebrokenheid staan nie? Dink daaraan, Jesus stuur hulle na die verlore skape van Israel. Nie na Samaria nie na die heidene nie, maar na hulle eie mense. Hoekom? Ek dink dit is duidelik omdat ons die res van Jesus se storie ken, dat dit nie daaroor gaan dat Israel se nood groter of meer belangrik is as die nood van ander nie. Maar omdat die disippels eers moet erken dat hulle self deel is van die gebrokenheid, voordat hulle kan deelneem aan die heling. En daarom moet hulle lig reis, sonder geld, sonder ekstra klere, sodat hulle afhanklik kan wees van die gasvryheid van die dorpe en die huise waar hulle gaan. Hulle is nie 'n reddingsspan wat met helikopters inzoom om in 'n rampgebied probleme te kom oplos nie. Hulle is pelgrims wat onderweg is, wat afhanklik is van die mense na wie hulle toe ook gestuur word. Die gestuurdes, met ander woorde, het self ook versorging nodig. Hulle word gestuur na die verlore skape van Israel, en hulle is self die verlore skape van Israel. So as ons dan dink aan hierdie seëngebed van God wat sy aangesig oor ons laat skyn, wat ons sien in ons nood, in ons gebrokenheid en aan ons vrede skenk. As ons dink aan daai shalom, hoe kan ons dit miskien 'n bietjie beter verstaan? Ek dink in hierdie stories is die een ding wat vir my uitstaan, dat shalom, vrede, nie die afwesigheid van lyding of die afwesigheid van konflik is nie. Dis baie keer hoe ons oor vrede praat. Maar vrede is eerder heelheid. Dis om in 'n regte en goeie verhouding te wees met jouself, met God, met ander. So dit gaan ten diepste oor verhoudings en die kwaliteit van verhoudings. En dis wat die disippels dra wanneer hulle by daai huise ingaan. Hulle dra nie 'n tegniek nie.
hulle dra 'n teenwoordigheid. Nie 'n soeklig, 'n spotlight, wat probleme bloot lê en diagnoseer nie. Alhoewel 'n mens dit ook soms nodig het. Maar eerder 'n kers, wat saggies brand, wat warmte gee, wat mense uitnooi, wat eintlik ook tot die siel spreek, wat mense uitnooi om hulle harte te bring. Nou beteken dit dat genesing dan eintlik nie saak maak nie. Ek dink mense kan dit glad nie sê nie, die teks is tog duidelik. Jesus stuur die mense uit om siektes te genees, om dooies op te wek, om bose geeste uit te dryf. God se ryk staan lynreg teenoor al die magte, enige iets wat mense verniel, wat mense gevange hou, wat mense verkleineer. So waar ons kan genees, waar ons kan bevry, waar ons kan herstel, moet ons. Dis die kern van Jesus se opdrag, of 'n kerndeel van Jesus se opdrag. Maar as daai genesing sonder regte verhoudings is, dan is dit 'n verdraaiing van God se shalom. Ek dink ons almal ken dit goed. In die kerk kry ons dit op die internet, in die mediese wêreld, waar genesing mense uitbuit. Waar die verhoudings tussen geneesheers en mense wat genees word, eintlik 'n verhouding van afhanklikheid word, 'n ongesonde tipe afhanklikheid. Waar dit mense eintlik hulle waardigheid ondermyn. Dikwels is dit wanneer genesing meer te doen het met die geneeser se krag, se mag, as met die pasiënt se heelheid. En dis nie net die pasiënte wat daaronder ly nie. Dis die perfekte resep vir uitbranding onder versorgers, onder geneesers, onder die wat dink hulle moet die ander dien. So die Matteus teks bied 'n ander visie. Hier begin genesing met medelee, met daai splanknietsomai. Daardie diep liggaamlike meelewing. En dan volg die regte verhouding. Die gaan met leë hande. Die wederwysige afhanklikheid. Die bereidwilligheid om self ook kwesbaar te wees, om self ook te kan ontvang. En dan as 'n vrug van daardie verhouding kom die heling. En soms kom dit in die vorm van genesing, maar soms ook as iets dieper, as daai vrede van God se teenwoordigheid binne in die gebrokenheid self. So wanneer genesing dan nie moontlik is nie, waar die siekte nie wyk nie, waar die verlies nie ongedaan gemaak kan word nie, waar die wonde oop bly, daar is die verhouding self dan die heling. Die wete dat jy nie alleen is nie. Die hand wat op jou skouer is. Soos Johan dit so mooi beskryf het vroeër, om net in stilte te sit by 'n vriend wat nie woorde het nie. En so vandag op biddag vir trauma en verlies. Vandag word ons ook gestuur. En ek dink dit is belangrik om daai gestuurdheid vandag ook te hoor. Maar ons is nie experts met al die antwoorde nie. Ons is nie mense wat bo die lyding staan nie. Ons is, en dit is 'n woord waarvan ek baie hou, wounded healers. Ons is verwonde heelmakers. Mense wat self iets ontvang het. Iets wat ons glad nie verdien het nie. En ons is onderweg om te leer hoe ons dit met die mensdom, met ons naastes kan deel. So Kisa Kotami het van huis tot huis gegaan en ontdek dat elke huis sy kruis het. Dat elke huis trauma, verlies en pyn ken. En die disippels het van huis tot huis gegaan en ontdek dat hulle self deel is van die verlore skape van Israel. En ons gaan hierdie week ook by huise ingaan. Ons gaan langs mense sit wat seer het. Ons stap in gange van ons
hospitale en ons sit in kamers waar stilte soms baie swaar is en baie donker is. En vandag is daar baie van ons vir wie die trane eintlik baie vlak sit. En die teks, dink ek, vra van ons om nie noodwendig alles reg te maak nie, maar om draers van God se vrede te wees. Daardie heelheid wat nie 'n produk is nie, maar 'n geskenk. Wat ons nie kan koop nie, maar net verniet kan ontvang en kan gee. Ons kan opdaag. Ons kan teenwoordig wees. En ons kan in verhoudings belê as die plekke waar heling gebeur. So ek wil jou vanoggend aan die einde van my boodskap seën. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig. Na jou toe. Daar waar jy vanoggend sit. Met alles wat jy vanoggend met jou saamdra. En mag God vir jou sy vrede gee. Nie 'n vrede wat maak asof seer nie 'n werklikheid is nie, maar 'n vrede wat langs jou kom sit in die seer. Nie 'n vrede wat jou alleen laat nie, maar 'n vrede wat jou verbind aan die mense langs jou. Wat jou ook dra, wat jou ook soek, wat jou ook vul met hoop. En mag jy weet dat jou leë hande genoeg is. Mag jy weet dat jy nie alleen is nie. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou gedagtes in Christus Jesus bewaar. Ek wil julle uitnooi om op hierdie boodskap te reageer op 'n paar maniere. Ons gaan begin deur saam 'n lied te sing. Ek wil julle uitnooi om te staan en dit saam te sing. Charlotte Louise het my hierdie week daaraan herinner, een van ons gemeentelede, dat sy sê hierdie lied moet eintlik ons amptelike Pinelands lied wees, want dit spreek in soveel opsigte waaroor ons as 'n gemeente gaan. En dan, nadat ons die lied saam gesing het, nooi ek julle uit tot 'n tyd van stilgebed, waar jy sit, maar jy is ook dan welkom om vorentoe te kom en kers hier by die Christuskers te kom aansteek. En miskien draai jy vandag iemand spesifiek op jou hart. Ek dink spesifiek aan Mariette se familie en vriende. If you want to come and light a candle this morning in prayer, then feel free to do that. Maar daar was baie van ons wat ook in die afgelope jaar, die afgelope tyd verlies beleef het. So ek bring dit vanoggend en kom deel dit met die Here in gebed. Maar kom ons sing eers saam the servant song. Ons kan staan en dit saam doen.
Amen. Ons het nou ook 'n geleentheid om die Here te dien deur die gee van ons lewens. Ons doen dit simbolies ook deur die gee van ons offergawes. We will now take an offering, and you can do it in the traditional way, but we also have SnapScan. I'm sure you can find the barcode if you want to make use of it. And to save a bit of time while we are doing that, I'll make some announcements. Die eerste is dat die 1/3 van alles wat ons vandag opneem gaan aan Maitland gemeente se helpende hande bediening. So our partner congregation in Maitland has a soup kitchen called Helpende Hande, and they serve more than 1,000 meals every month at 2 points, and these are proper meals with cooked food and so on. And so every month, 1/3 of what we collect on that particular Sunday goes towards their work. So gee asseblief ruim in daai verband. En dan wil ek julle ook net uitnooi aan op die, is in die blaadjie op die 2de Maart het ons baie spesiale aand van Oekraïense musiek hier in die kerkgebou. Taras Vilenko is 'n musikant, 'n pianis, 'n orgelis, maar ook hy het 2 doktorsgrade in musikologie, so hy dra baie kennis en spesifiek ook oor Oekraïense musiek. En hy is op 'n wêreldtoer, hy doen friend-raising. So Taras is doing friend-raising, he's sharing Ukrainian culture and music as his contribution to the war effort. And so our congregation is very privileged to be able to support him, and we've opened up our space to have a free concert. So if you're interested, come and experience something very special. I see we have got the sunflowers here today, wat ook 'n Oekraïense simbool is. So kom gerus daarvoor en nooi ander mense ook uit om dit by te woon. En dan het Marina iets om met ons te deel. Marina is op die kerkraad en haar soort van fokusarea is spesifiek gasvryheid en samesyn. So ja, dankie. Hallo. Goeiemôre almal. Dit is 'n voorreg om hier te wees en om al die bekende gesigte te sien. Hou dit soos 'n roomys, ja. Soos 'n roomys. Ag, ek doen net 'n beroep. Ons het 'n heerlike, laat ek dit begin op 'n ander manier. Baie van die wonderlike diens wat ons hier geniet elke oggend eindig nie as hy vir ons seën en amen sê nie. Dit gaan deur agtertoe en ons sit in ons gesels en ons mense wat miskien skaam is, mense wat nie weet hoe Pioneers werk nie, is ons nice, is ons nie nice genoeg nie, is dit 'n lekker gemeente om by te wees. Dis baie aangenaam. So kom agtertoe, geniet 'n koppie tee, geniet 'n koppie koffie saam met ons en dan is dit altyd lekker om meer en meer hande te hê, om te sien dat jy miskien nie altyd dieselfde gesigte sien nie, maar jy sien ander gesigte in die kombuis. So as jy lus is om betrokke te raak, dit is nie elke Sondag nie, dit is nie elke maand nie, daar's nie altyd koekies en tee nie. Daar's altyd tee, maar daar's nie altyd koekies nie. Kontak vir my en sê net jy's lus om betrokke te raak en dan sit ek jou op 'n span wat sê miskien ek kan net koekies bring, ek kan net koekies partykeer bring, ek wil net help met tee en koffie of ek wil net deel van die komitee wees wat agter samesyn bedien. Dit sal baie lekker wees, dan het ons 'n groter spannetjie en dan kon ons miskien 'n klein bietjie van 'n raamwerk bou daartoe. Maar baie dankie in beginsel en omdat ons altyd verskillende gesigte het elke Sondag, gaan ek waarskynlik 1 of 2 Sondae weer dieselfde ding hier voor sê. Maar baie dankie. Ek dink my selfoonnommer is op die blaadjie en Helgat het dit ook gestuur op die WhatsApp groepie van die kerk. So ja, as jy lus is, laat weet my asseblief. Baie dankie. Jy kan, ja. En ek dink nou ook aan Dion en Nikki. Hulle gaan ons los. Ja, dit is 2 gemeentelede wat opgedaag het en hulle het hulle hande soort van net hulle self beskikbaar gestel op soveel maniere en hulle is baie begaafd as dit kom by samesyn, by gasvryheid. As ons 'n funksie het oor kan die pad, dan versier hulle die tafels. Hulle is amper elke Sondag die laaste mense wat hier uitstap want hulle is besig om skottelgoed te was. En nou het hulle wraggies besluit om ons te los. Hulle gaan na Pier toe. Iewers in die volgende week, ons weet nie wanneer nie. En ek wil sommer net voordat as julle dalk gaan
Voordat julle kan goodbye sê, wil ek net vir julle sê, baie dankie. Dit, as ons nou praat van hartbreek, jy weet, julle gaan ons hart breek as julle ons nou los. Maar weet dat julle nie alleen gaan nie, julle gaan met die Here se seën. En ek weet daar waar julle gaan julle ook 'n groot verskil maak. Maar dankie vir die impak wat julle ook op ons elkeen gehad het en sommer net vir julle mens wees. Julle is lekker mense. Maar dit beteken ook ons gasvryheidspan het daar's groot skoele om te vul. Ja. Dan net 'n laaste woordjie. As jy dalk 'n boekie soek wat jy in die lydenstyd vir gebed of vir verdere verryking wil gebruik. Ons het 'n ongelooflike mooi boekie wat geïnspireer is deur die werk van Beyers Naudé en Dorothy Zille, twee uitmuntende teoloë, maar dit is baie eenvoudig geskryf en dis toeganklik. En ons het 4 ekstra boekies gedruk. Ek het vroeër die week uitgevra of iemand daarvan wil hê. So daar is 4 boekies beskikbaar. Hulle kos R60. So as jy eene wil hê, kom neem enetjie hierso en skryf net jou naam op die stukkie papier wat daar op die tafeltjie is. Jy is welkom. Kom ons sluit af met 'n loflied. In U is vreugde, vrede en vreugde, en dan soos julle gehoor het, is julle almal hartlik welkom uitgenooi om tee en koffie en koekies te kom geniet saam met ons as 'n gemeente. And if you're here, if you're just arriving, if you're here specifically for Mariette, then of course you're most welcome to come and join us for tea and coffee. It will be great to get to know you to get a bit better as well. Kom ons staan en sing. Word vandag uitgestuur. We are sent out of here today to be bearers of peace. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift up his face and may it shine over you. May you see and recognize God's smile when God looks at you. And may you receive and give God's grace. God lifts up his face toward you. God sees you. God sees you in your suffering. God sees you in your joy. And God sends you today and gives you his peace. Go in peace. Amen.